wil die kerk net saam met my hande opsteek en sê, dankie, ons is die geseëndes. We are blessed. We are blessed. Ek weet hoe jy vanoggend voel nie, maar die skrif sê, dat in Jesus Christus is jy geseën met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus. Amen. Amen. You are blessed. Receive the blessing. Ontvang die anointing, die salwing, ontvang jou genesing, jou oorwinning in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle musikante, voorsangers. Julle is koslik. Dankie. Ons het, ek het die laaste paar weke gepraat uit Efesiërs uit. En ek is amper oortuig, as jy nie ander boeke in die Bybel in die hande het nie, jy ken net Efesiërs en jy lees hom, behoort dit so 'n effek in jou lewe te hê, dat dis amper al wat jy nodig het om te weet van Jesus, wie hy is en hoe om te lewe. Dis 'n fantastiese boek. So, die eerste 3 hoofstukke het ons laas vir u gesê in Efesiërs, vertel eintlik wie ons is in die Here. Hoe hy ons gered het deur genade, hy het ons verseël deur sy gees, en Paulus se gebed dat ons kan ken, en alles wie ons is in hy. En dan hoofstuk 4, 5 en 6 vertel eintlik dan, hoe moet ons loop, hoe moet ons wandel, hoe leef 'n kind van die Here. Dis hier van hoofstuk 4 af. En hy hoofstuk 4 vers 1 begint hy sê, ek vermaan julle om te wandel, vers 1, waardig die roeping waarmee julle geroep is. So, hy roep ons al klaar uit, hy sê, goed, julle is geroep, julle is gered, julle is verseël, julle is al die goede, na julle nou gehoor het wie en wat julle is, roep ek julle nou, en sê, kom en wandel waardig die roeping. Moenie sê, ek is geroep, en dan soos 'n verloorder leef nie. Moenie sê, ek is geroep, en dan leef soos iemand wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. As jy hom dan aangeneem het, leef so in hom, in sy krag en in sy sterkte, daar is iets anders wat in 'n kind van die Here se lewe is. En hy roep ons om so te lewe. Hoofstuk 5, vers 1 het ons laas net so vinnig aangevat. En ek gaan net daar begin, en jy sal nie glo nie, ek gaan hoofstuk 6 ook maak vandag. En dan behoort ons 12 uur klaar te wees. Nee, ek jok. Ek sal my best doen om dit nie te doen nie. Maar vers 1 sê, na jy hoofstuk 1, 2 en 3 en 4 gelees het, sê vers 5, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Want ons het gesê, navolgers is iets soos 'n naaper van God. Wat is die Engelse woord vir navolgers nou weer? Imitators. Be imitators of God. Wie van julle weet wat se ding is 'n imitator? Daar's net een daar agter. So as jy wil saampreek, moet jy by wees. Ek gaan nooit iets vra om jou 'n strikvraag te vra nie, so voor jy aan het lig en jy kan dit maar sien. 'n imitator is iemand wat iemand navolg of namaak. En nou sê, wees navolgers van God, soos geliefde kinders. Wie van julle glo jy's 'n kind van God? Die challenge van jou is, leef soos hy. Imitate God. Is jy nog by? Kom ek sê jou, daai lewe wat jy nou leef, daai middelmatige lewe, is die mees boring. Wat is in Afrikaans? Ekskuus, dit klink nie mooi nie. Vervelig. Daai middelmatigheid, ek is nou gered op pad hemel toe, ek wag net vir 'n wegraping of dood te gaan. Dit is so vervelig, is maar goed om voor jy dood te gaan, dan mis jy al die verveligheid, jy sien. Maar as jy weet wie jy in Christus is, dis die mees exciting lewe wat daar is. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, is dit tyd dat jy begin inklik en hoor wat die Here doen, besig is om te doen. En weet, vanoggend
het Tony iets gesê en ek luister as hy met die mense praat en hoor wat hulle sê. En daar's een ding wat jy moet weet. Daar's 'n liedjie wat sê, kom ons gaan sy poorte in met lof, jy weet, bring die Here, of kom ons gaan met lofsange in sy teenwoordigheid, in sy come into his presence. Maar daai liedjie is geskrywe toe Israel nog opgegaan het na die tempel toe. En ek wil hê jy moet weet, hy sit nie meer iewers in 'n tempel nie, want daai tempel het tot niet gegaan, al die tempels wat ooit gebou is in Israel se tyd is tot niet verwoes, vernietig, bestaan nie tot vandag toe, bestaan nie meer, want die skrif sê hy het 'n nuwe tempel. En die tempel is nou sy kerk, is ek en jy. So jy gaan nie iewers heen nie, hy het na ons toe gekom. Is dit nie fantasties nie? Hy het na ons toe gekom, by ons kom bly, ons is die tempel, jy hoef nergens te gaan. Wat ek wel kan weet, jy kan dalk bewus word van sy teenwoordigheid. Maar die feit is, hy is daar. Wie het al in jou lewe bewus geword van die Here? Diep in die 8, al bewus geword van die Here. Net agterkom, wow, hier's iets. Hier's iemand. Jy is soms te bang om jou oë oop te maak. Daar's teenwoordigheid, maar hy was al die tyd daar. Dis nie dat hy weg was en sjoep, nou is ek hier. En ek weet baie keer, ek kom met daai agtergrond, daai geskiedenis, en ek onthou die een pastoor baie keer sê, ons sing op 'n plek sê, ek voel nou die Here kom hier in. Ek voel die Gees van God is besig om in te kom. Dit was nie die waarheid nie. Goed geklink. Vreeslik goed geklink. Die waarheid is, toe die mense kerk toe kom, toe was God reeds daar. Want die tempel is daar. Hy hang nie iewers rond te wag vir Sondag om weer in te sluip nie. Hy's in jou, hy bly in jou, jy's die tempel, hy woon binne in jou. God is in jou, jy's verseël deur hom. Hy het saam met jou gekom. Hy het nie net jou ingekom nie, want jy probleem, hy's heeltyd waar jy is. Daar is die Here. Wat kan ek 10 ouens skryf dit glo? As 'n paar meer. So ek wil hê ons net bewus raak dat die realiteit van die Here, daarom kan ons navolgers wees van die Here, dan kan ons wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, vers 2, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Nou vertel hy al die goed wat ons nou nie moet doen nie. Hy sê wat ons nie is, hy hoerery en oorspel en onreinheid en hebsug en al die goed nie is onder julle genoem word nie. Hy sê, praat nie eens daai goed nie. Ook die gemeene en dwaase lawwe praatjies nie. En dan vertel hy hoe ons nie is nie, hoe ons nie moet wees nie. Dis nie hoe die kerk is nie. Dan sê hy ook, wees nie hulle deelgenote nie, die ouens wat met daai twak besig is nie. Hy sê, want die vers 9 sê, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here welbehaaglik is en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Nou vertel hy oor die goed, dis nie hoe ons is nie. In die begin sê hy, wie ons is, hier kom hy sê, dis nie hoe ons is nie. So hy maak dit duidelik, daar's lig, daar's duisternis. Dis wie ons is in Christus, dis wie ons nie is in Christus nie. Dis nou as jy Efesiërs gaan, is julle nog by my? Sal julle Efesiërs 5 gaan lees by die huis? Wie van julle het 'n Bybel by die huis? Gaan lees Efesiërs 5, dan kyk jy wie ons is, wie ons nie is nie. En die oomblik as jy optree soos jy hier staan, jy nie is nie, dan onmiddellik waarsku jy en sê vir jou, stop dit nou. Bly stil. Stop. Dis nie wie ons is nie. Ons jy moet klaar verduidelik, jy is anders. Jy is 'n navolger van God. 'n Imitator of God. Jy is gevul van sy Gees en sy heerlikheid. Dis hoe ons is. Hierdie ander ding wat jy nou mee besig, dit is nie hy nie. So, hy is so fantasties, hy sê sommer klaar vir jou wie jy is. Party mense, ag as die Here net vir my wil sê wat moet doen of nie moet doen nie. Lees net hoofstuk 5. Hy sê vir jou wie jy is, hy sê vir jou wie jy nie is nie. Is jy nog by my? Wie is nog hier?
Vers 14 sê, ontwaak jy uit slaap. Staan op by die dode. Christus sal oor jou skyn. Is interessant, hy skryf hierdie brief vir 'n kerk in Efese. Gedoopte mense, geesvervulde mense, wat jy ook al wil noem. Hy skryf vir hulle. Hy sê vir hulle, julle wat sit en slaap. Hy sê vir Efese, julle wat slaap, staan op die dode man, Christus oor jou skyn. En ek dink vandag sê ook vir ons is tyd om wakker te wees. Die lewe is wakker mense, geestelike wakker mense. As ek praat van geestelike wakker mense, dan wil ek jy moet verstaan, en ek gaan net nou in hoofstuk 6 weer daaroor praat, dat as ek met jou praat vanoggend, praat ek met jou gees. Jou liggaam, jou vlees, like eerder sê, jou vlees is hardhorend, is moeswillig, wil nie luister nie, al wat hy dood bring is dood, maar die gees bring lewe. So ek praat met jou gees, ek sê vir jou ontwaak, staan op, Christus oor jou skyn. Pas dan op jy nou gesê wandel, nie is 'n onwyse nie, maar 'n wyse. Vers 17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. In Afrikaans sê dit, moenie gesyp raak nie. Wie het al daai vertaling gelees? Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die gees vervul. Paulus skryf hier goed en ou lees dit net so vinnig en dis kostelik en mooi en dis pragtig, maar dis realiteite. Sy sê moenie dronk word. So eintlik sê moenie onder die invloed kom van alkohol nie, maar kom onder die invloed van die Heilige Gees. Is u nog by? As ek nou oor die alkohol praat, jy hoef nie sleg te voel as jy wyn drink of wat jy ook al drink, ek het nie om jou te beklei nie. Ek weet net eendag ou vir my, ons het gepraat oor alkohol, dus ek sê die goed is so sleg. Hy sê vir my, nee, het is so, maar het maak jou so lekker. Toe sê ek, want jy is 'n sielkundige probleem. Want ek het 'n lekkerte in my wat nooit weggaan nie. Môre as jy op zo'n helse kopseer en jy wonder wat jy gister aangevang het. So ek het nie iets nodig om my op te pomp nie. Ek het die gees van God in my. En hy is ewig, heerlik, vol krag, heerlikheid, vol blydskap, opgewondenheid. Hy sê, wees eintlik onder die invloed van die gees. Praat onder mekaar, man. Hy sê met psalms en lofsange, geestelike liedere, sing, psalms sing in julle hart, tot eer van die Here. Hy sê, so, dis daai opgewondenheid, daai heerlikheid, praat onder mekaar oor die groot dinge van God. Sing 'n psalm sing, soos vanoggend sing, tot eer van die Here, terwyl julle die Vader altyd dank in die naam van Christus, en aan mekaar onderdanig in vrees van die Here. Nou vers 22, ek gaan gou daardie raakloop, dit, en dis die deel wat die meeste vrouens hart met 'n passie. Maar ek wil nou hê jy moet mooi luister. En hoor wat ek vir jou sê, want die gees van die Here wil vir jou iets sê. Is dit reg? Hy begin daar. Vroue. Kon nie ou nie maar gesê het mans ook. Nou begin hy met die vroue. En hy was nie eens getroud nie. Nou maak hy weer alles weet nie. Begin hy met vroue. Wees in die mans onderdanig, soos aan die Here. Kerk, sit net 'n oomblik stil. Ek gaan probeer my bes vanoggend. Ek gaan vinnig wees, maar ek hoop jy vang wat ek vir jou wil sê. As jy wees aan jou man onderdanig, maar ek wil as iets wat jy nie moet besê, want die meeste mense stop net daar. Sien jy? Dis wat die Bybel sê. Dis nie wat die Bybel. Hy sê soos aan die Here. Ek wil net julle ding saam met lees. Die hele storie gaan eintlik daar oor die Here, nie oor jou nie. Ja, so, ek wil amper, dit is 'n lelike ding wat ek sê, maar vergewe my net vanoggend. Soms kan jy in mense se lewens sien of daai teks werk of nie werk nie. In 'n algemene verhouding met mekaar, man en vrou. Die vrou teenoor 'n man. Kan jy duidelik sien baie keer. Weet, so ek kom jare in die bediening en ek het baie mense gecounsel, ek het nou al gestop daarmee, maar ek sien die help nie baie nie, maar jy kom op 'n plek, in elk geval, wat jy weet, pastoor, ek luister nie iemand van my nie, ek luister net na die Here, luister net na God.
onmiddellik kom daar so iets in my hart wat sê, my liewe suster, u lieg. Want die skrif sê, as jy aan hom onderworpe was, maar jy sê, dit gaan oor hom. As jy jou aan hom kan onderwerp nie, kan jy maak wat jy wil, jy kan jou man onderwerp nie. Ok? Gaan eerstens oor die Here. Het gaan nie oor die ou met wie jy getroud is, nommer 1 oor die Here. Want hy het fantastische planne van die begin af, en jy gaan nou sien wat die planne is. As jy van die man, as die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Jy gaan weer oor Christus. Hy is die hoof van die gemeente. Hy is in charge. Hy is die verlosser van die liggaam. Hier die Here Jesus. Hy is so groot en fantasties. En hy sê, soos jy aan hom onderworpe wees, so aan jou man, want die Here Jesus is die verlosser van die liggaam. So, hy bring die man en Jesus hier by mekaar, en hy sê eintlik vir jou, hierdie perd met wie jy getroud is, hy is eintlik daar om jou te help in verlossing. As ek gou net 'n woord kan kry, waar was dit gewees? Kan ek gou net hier inkom. Daar sê, daai woord verlosser kan goed beteken. Soos to save. That is to deliver, to protect, to heal, preserve, to save, to do well, to make whole. So, wat hy sê eintlik vir hierdie ou nee, wat hiermee getroud is. Sy groot storie is, daar die woord sê, om jou te help, om jou te red, jou te deliver, te protect, vir jou te voort te help in die lewe. Hy is daar, soos Here Jesus sy mense help, so is jou man veronderstel om daar te wees, om jou te help. Hy is nie sommer net so ding, dis God se plan, en dan kan 'n vrou sê, wow, dankie Here, vir een ou wat aan my omsien. Somebody to protect me. Somebody to save me, somebody to help me, somebody to see me through, what in every circumstance. So, dit is wat hy vir ons sê. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Praat jy weer met die kerk? Kerk, soos julle aan hom onderdanig is. Soos hy die grootste is. Vrouens doen dieselfde. Dink net vir 'n oomblik, as ek en jy nie net lippetaal gee nie, maar dit harte uit, en ons onderdanigheid aan die koning van die konings. Ons oorgawe aan hom. Wie van julle weet, dit bring vir my voorspoed. Toen laasweek gesê, voorspoed is net geld nie, en dit is 100% waar. Maar dit bring alles wat die Here Jesus vir ons gee. Die klaarwerk van die kruis. So, kyk wanneer ek en jy in die kerk onderworpe aan hom, wie van julle glo vanoggend saam met my, as hy in beheer van my lewe is, dan sien ek kans vir die lewe. Is daar iemand? Hey? Daai liedjie sê, because he lives, I can face tomorrow. So, dit is die kerk, nou sê die vrou hierdie ding, weet jy, soos die kerk in hom onderdanig is, in afhanklikheid, wees so van jou man, want jy kan soveel van hom verwag, want God het 'n plan, en hy wil jou bless, en hy het 'n plek in waar hy werk, en hy gaan groot dinge vir jou doen, maar kerk, die hele ding gaan altyd oor die Here, soos die Here, wees navolgers van God, wees soos hy, en as ons mans daardie pad loop, dan kom die vrouens, en hulle voel beskerm, hulle voel, het gaan goed met hulle, daar is iemand wat vir hulle omgee, hy sê in vers 25, manne, julle moet hulle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. So, weer hoe het Christus dit gedoen? Nou vir hy manne, pastoor, my vrou is niks tevrede nie. Maar hy kom en hy sê hier, hoe moet jy hulle lief hê? As jy soos Christus. Sê saam met my soos Christus. Die gemeente lief gehad het. Wie van julle weet hy het ons lief? Hy het ons lief. Hy sê, hy het ons so lief, nou vertel hy, hoe lief het hy ons? Hy het homself vir ons oorgegee. Sê saam met my oorgegee. Hy het homself oorgegee. So moet die man en vrou lief hê, self oorgegee. Hy het dit gedoen, die Here het dit gedoen, hy sê, om die gemeente te heilig. Na dit gereinig met die waterbad, die woord.
So die gemeente vir hom kon stel, verheerlik sonder vlek, 'n rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilige sonder gebrek sou wees. En hy sê, man, dis wat die Here gedoen het. Hy het hom oorgegee om hierdie gemeente vir homself te hê, 'n gemeente wat heilig is, gereinig is deur die woord. Hy het die gemeente vir hom gestel sonder vlek of 'n rimpel of iets dergeliks, maar heilig sonder gebrek sou wees. Dis die gemeente. So hy sê, as die man die vrou lief het, dan is dit die goed sonder gebrek. Sê saam met sonder gebrek. Mans, as jy die Here lief het, oorgegee aan hom, dan het jy 'n plek wat so groot is soos Christus was, wat hy sy gemeente groot ding aangedoen het, dat deur ons lewens, ons vrouens kan kom op 'n plek van heerlikheid en van krag, 'n plek sonder gebrek, 'n plek waar geen vlek of 'n rimpel iets dergeliks. Dit is waar daai goed is uitgesoort. Dit is as gevolg van jou liefde wat sy verder gebring is, as jy kan gaan, as gevolg van Christus wat in jou woon. Hy sê, so behoort die mans hulle eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Ek het die vorige week dan gesê, en jy's oor die mans vir hulle gesê, en selfs die vrouens moet ook maar hoor, dieselfde storie. Soms dan is dan mans, en ek praat, jy sit die agtergrond van, ek hoor in Suid-Afrika word die vrouens baie geslaan, vermoor, al die goed wat gebeur. En daai agtergrond praat ek, en as jy hulle sê, vuishouer word gesond, maar daar's woorde wat jy nie sien nie. Wat letsels los, wat nie maklik genees nie. Wie weet nou, jy hoef jou hande op te steek nie. Maar ek vermoed jy weet waarvan ek praat. Maar hy kom in, en hy sê vir ons iets, jy moet jou vrou lief hê, soos jouself. En dit beteken, ek het vorige keer sê, as sy nie goed genoeg is, is jy ook nie goed genoeg nie. Jy kan van haar sê net wat jy wil. Jy kan die beste taal hê, die beste manier om af te kraak. Jy kan die sielkunde gebruik. Jy kan doen wat jy wil. If she's not good enough, jy is jouself 'n sakker. As jy ook nie good enough nie. Jy het haar gekies. Jy het haar gekry. En die enigste manier hoe jy haar gaan help, is as jy self by die koning, die verlosser en die zaligmaker uitkom, hom ken en kyk hoe hy homself vir die kerk oorgegee het, sodat jy jouself kan oorgee, soos die kerk gegroei het in Christus, jy en jou vrou kan groei in Christus, want hy wat sy eie liggaam lief het ook sy vrou lief, want hulle twee is een. Hy sê, want ons, vers 30, ons is lede van sy liggaam en sy vlees en van sy bene. Ons, as man en vrou, eintlik wou ek nie so ver gegaan het, ek wou net van 'n gehardloop het. Maar ons is deel van die liggaam. Is jy by my? Wie het al gevoel dat as jy jou pinkie raak sny en wil jy biltong maak, dat dit jou hele dag beïnvloed? Dalk die volgende dag ook. Hy brand. Dis die pinkie. So in die liggaam, ons is een vlees, in die liggaam van Christus saam. As ek 'n stukkie daarvan myself krap en trap en sleg sê, dink jy die effek wat dit in die liggaam het? Is jy nog by my? Oh God. Nie skyn jy lig wees, ek weet, as jy getroud is, weet jy waarvan ek praat. As jy nog nie getroud is, jy gaan nog uitvind. So, en dit gaan oor die Here Jesus, sy liggaam. En hy sê vir ons, hey, sy vrou is man, soos julle aan my onderwerp doen in jou man. Hey man, soos jouself lief het, moet jy haar lief hê. Met alles van jou is, so daar gebou kan word, ons kan kom tot 'n eenheid in die geloof in Christus Jesus. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle sal een vlees word. Hy sê hierdie verbondenheid is groot, maar ek sê nie oog op Christus en die gemeente. Hy praat oor Christus en die gemeente. So as jy praat van man en vrou, dan praat hy oor Christus en die gemeente. Wie's nog nie so? Weet julle, is so maklik dat ons mis. As jy van 'n man en vrou praat, praat jy van die gemeente.
Want ons is sy bruid. Is jy nog by my? Het is snaaks dat hy wat, kom ek sê so, is nie die regte taal nie. Is regte taal, maar kom sê so, hy wat die reg het om vir my te sê, jou loser. Hy het die reg om te sê, jy het dit alweer verloor. Hy het die reg vir my sê, man, jy bedoel het, jy het gister verskoning gevra, en dit doen nie dit weer. Hy wat die reg het om het te doen, hy doen dit nie. Wie is nog hierso? Hy doen dit nie. So, hy praat met Christus in die gemeente. Hy het die reg om die gemeente elke dag. Maar daar is nie een dag wat een van ons nie kan pak slaag kry by hom. Nie een dag, maar hy doen dit nie. Hy het die reg, maar hy doen dit nie. Hy sê, maar hy kom en hy doen net goeie goed vir ons. Genade en barmhartigheid en liefde en vrede en opbouing en versterking en verkwikking. Hy gee vir ons hoop. Hy voorsien vir ons in alle dinge. Hoor ek wil jou sê, as jy vanoggend hier sit, jy sit hier om jy so goed was, is God wat vir jou voorsien het om te wees waar hy vandag is. Is hy. Sy liggaam, vlees van sy bene. Hy sê, hierdie goed is groot, jong. Dit gaan oor Christus in die gemeente. In elk geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê. Nie die buurman se nie. Ook nie die buurman in die buurdorp nie. Sê saam my eie. Nie eie nie, dat laat jy huil. Eie vrou lief hê. Net soos homself. Die vrou, die man eerbiedig. So dis 'n groot teaching. Ek het in 10-15 minute daardie gegaan om te spoed. Al wat ek wil sê, hy het alles vir ons gedoen. Gesê ons is syne, ons is gered. Ons behoort, we are belonging to the household of God. Ons is erfgename van God. Hy sê al die goed vir ons. Dan sê hy vir ons hoe ons nie moet wees nie. En hy sê vir ons hoe ons moet wees. Hier sê vir man en vrou, dis julle lifestyle. Is jy nog by my? So hy laat jou nie in die duister en wonder en sê, ag Here, ek moet nou hier selfs 'n navolger van God wees. Al die goede, maar is 'n bietjie moeilik. Ek weet nie hoe nie. Gaan lees Efesiërs 5. Daar sê hy vir jou wat jy nie is nie en wat jy moet wees. Wie is nog by my? Jy het nou stil geword. Dis snaakse ou daai goed aanraak. Daar word baie mense doof, heeltemal doof. En dis Dr. Andries sê, het nie so 'n probleem, maar ek het so 'n probleem. Hy sien nie self wat ek sien, hy laat nie dat hom plan my. As jy mense preek en jy sien hulle oë raak so glasig. Weet jy al gesien hoe lyk perskes in 'n kernvloedbottel? Jy kry daai idee. En dis ook ons so lank preek, ons herhaal, want ons sien ons het net hoe verloor. Efesiërs 6 vers 1. Ek hoop hy laat ons nie steek nie. Hoofstuk 6 vers 1 vinnig. Nou praat hy vinnig met die kinders en sê vir die kinders, hoe moet hulle ouers gehoorsaam wees? Vader en moeder moet eer. Hy sê kinders, dis hoe dit werk in die koninkryk. Hy sê vir die diensknegte hoe dit werk in die koninkryk in vers 5. Vertel hy vir die diensknegte hoe dit werk, hoe hulle moet lewe. Dan na hy met die kinders en die diensknegte gepraat het, gaan hy oor na vers 10 toe. In vers 10 kom, in die 53 vertaling sê, eindelijk, my broeders en susters word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So na hy al daai goed gesê het,
Hoofstuk 1, 2, 3, 4, 5. En hy al goed sê, hy sê, eindelijk wat ek van julle wil sê, dis eindelijk wat hy daar bedoel. Hy eindelijk sê, eindelijk is dit wat ek vir julle wil sê. Word kragtig in die Here. Wie is nog by my? Sê saam met my eindelijk. Word kragtig in die Here. Kijk, hoekom sê hy dit? Hy kom en hy sê hoe ons weergebore is. Hy vertel hoe ons geseën is met al die geestelike seëninge, hoe die Gees ons verseël het, hoe ons hom leer ken en al die dieptes in sy heerlikheid hom leer ken. En hy vertel al die goed vir ons. En hy vertel ons hoe ons nie moet leef nie en ons moet lewe. En dan kom hy sê, maar eintlik wat ek wil sê na hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5, eintlik wat ek wou sê is, word kragtig in die Here. As julle by my. Dis eintlik die onderskrif. Die einde van die prent. Kyk vir my. Ek praat met manne en vroue. Ek preek nie omdat ek dink jy weet nie. Ek preek en die skrif sê God het die dwaasheid van die prediking verkies. En as hierdie prediking vir jou dwaasheid is, God het dit verkies. En ek preek of ek sê vanoggend vir jou dat hy sê eintlik word kragtig in die Here. Ek praat met jou op die sit. En sê, jy kan aan die begin gesê, daai gematigde, middelmatige, geestelike lewe, wat baie 21 is. Of ek kan vir jou sê, word kragtig in die Here. Sê saam met kragtig in die Here. Sê het vir jouself, word kragtig in die Here. Jy is in staat om baie hoër te leef as waar jy lewe. Jaggie, weet, ja, ek kom uit die jare met die goed saam, ek begin getuig van mense wat nie geleerde mense was nie. Ek het Dr. Andries gepraat net nou, sy pa is nou 95, hy het nou sy kar so pas verkoop, want hy het hom nie meer nodig nie. Hy onthou nog die dae toe hulle met ossewaans geploeg het. Ag, ossewaans, met osse geploeg het. Hy het met 'n muil skool toe gery. Hy sê vir sy pa, jy het 'n muil skool toe gery. Die vervoer net vandag. Daai jare nie gedink, sal sulke goed wees nie. Goed, het so verander. Maar daai mense het soms in 'n plek gelewe wat daar nie amper die woord intellek gebruik, maar is ook nie die beste woord nie, maar daar's goed wat hulle, daar's 'n shortcoming of knowledge, hulle het nie alles geweet nie. Selfs in die prediking, maar ten spyte daarvan, was daar van daai ouens wat so kragtig in die Here geopereer het, dat dit jou asem weggeslaan het. As jy nog by my, wie van julle sulke mans en vrouens geken in die verlede? Is baie nie. In daai tyd geleef en was kragtige mense. Al jou asem weggeslaan. Met hulle verhouding met die Here, goed wat gebeur het. Vandag nog is, daar kan boeke geskryf word, daar is goed gesê wat nooit, of daar is goed in boeke geskryf wat nie naby kom, wat al reeds gebeur het nie. Man en vroue, en ek wil graag net, as 'n rede moet doen, net stil staan, ek die kerk aanmoedig en sê, moenie net meer 'n kerkchristen wees nie. Wees kragtig in die Here. Is jy by my? Hoe word jy kragtig in die Here? Die navolgers te word van God, soos geliefde kinders. Is jy by my? Trek die volle wapenrusting aan. So jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen bose geeste in die lig. En die ander ouens is mal oor daai teks en is alwaar gaan stil staan by. En ek wil net hê ek moet weet, ons is geestelike mense. Is dit reg? Die wat God aanbid, moet hom in vlees en been aanbid. Is dit reg? Nee. In gees en waarheid. As jy by. Skrif sê, as jy met hom besig is dit gees en waarheid. Sê saam met my gees en waarheid. As ek met hom te doen het, met my gees, so, al hierdie goed waarmee ek gepraat laat, is geesgoed. Hy praat met jou gees. Hy sê vir jou gees.
Jou eie gees, jy het 'n worstelstryd. Dis nie teen vlees en bloed, dis teen die geesgoede. Daarom sê neem nou om dit die worstelstryd teen geesgoed is, die volle wapenrusting van God op. So julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles opbring staande kan bly. So, hy sê, neem die wapenrusting van God op. Wie van julle weet God is gees? Wie is by? So as ek sy wapenrusting nou opneem, dan praat hy nou van geestelike dinge. OK, is julle by? Moenie dink in jou gedagtes, jy weet hoe jy het 'n skuld hier voor jou en jy het 'n swaard en jy trek dit vir jou in die vlees aan en jy dans daar rond voor die spieël en jy vertel nou vir die duiwel wat gaan gebeur, dan verloor jy nog steeds. Hierdie goed ek nou van praat, jy moet nou verder luister, ek gaan nou klaar praat, is geestelike goed. Het jy geweet jy's 'n gees? Wie weet jy's 'n gees? Nie 'n spook nie, 'n gees. En hier hom aanbid. Gees waarheid. Daarom sê nou begin ons met gees goed praat. Die wapenrusting van God, so nou praat hy eintlik van geestelike dinge. Is dit reg? So hy gaan aan, hy sê, staan vas. Julle lendinne met waarheid omgord, die borswapen van geregtigheid aan. Maar net voor ek verder gaan, ouens wil geweldige gevegte ingaan, maar as jy die teks weer lees, sê 3 keer agter mekaar, staan vas, staan vas, staan vas. Wie van julle weet staan vas is nie 'n geveg nie? Hey? As jy stoei, dan is daar bewegings, daar is 'n geklap, daar is 'n geslaan, 'n gespoeg en 'n gebloei en dinge wat maar hier sê staan vas. Hy sê vir jou geesmens, staan vas. Be unmovable. Trust God. Whatever happens, wat gebeur ook in die geestelike wêreld hier om jou, alle aanvalle wat kom, moenie hardloop nie, staan vas. Want jy het die wapenrusting van God aan. Dis geesgoed hier dat ek nou van verder praat. Hierdie geesgoed wat hy van praat, die volle wapenrusting van hom is dan hierdie ding, jou lendinne met waarheid omgord. So as jy praat van daai waarheid is hy begin met die waarheid, dat jy kan weet waarmee jy besig is. En ons kan nou klomp goed oor die waarheid sê, ek wil nie dat doen vandag nie, maar ek weet, Christus het gesê, hy is die weg in die waarheid, en ek weet, Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hierdie gees en waarheid aanbid, beteken, wat hier verder gebeur, is alle ware goed. So jou gees moet met sy waarheid omgord wees. En hierdie ding is 'n geesding, dis niks anders nie. Borswapen van geregtigheid aan. Dit is 'n geesding. Jy word regverdig verklaar, nie op grond wat jy doen nie, maar op grond van wat jy glo. Is jy nog by my? Sê saam, ek is regverdig op grond wat ek glo. Sê wat jy doen nie. So, dis 'n geesding daai. Verhouding met God. Ek is gered. Weet, my vlees doen beteken dinge wat ek hier wou gehad het, die perd moet doen nie, maar luister, my gees is gered en ek het die borswapen van geregtigheid aan. Dat beteken, ek is regverdig soos God regverdig is. Elke aanklag wat die bose geeste teen my bring, weet ek voor die tyd, is leuns, dis leuns, want ek is regverdig soos God regverdig is. Luister, elke keer as jy toegee aan daai ding dat jy is nie goed genoeg nie. Elke keer. Wow, ek wil net nie, Here nou, op die einde van hierdie storie sê, vlug vir afgoderry. Maar mag die Here ons help, ek sê dit met liefde en mag hy my ook help, want ek het nodig. Elke keer wanneer jy begin twyfel aan jou regverdigheid, omdat daar 'n ander perd in die geesteswêreld vir jou vertel, jy is nie goed genoeg nie. En jy begin te twyfel, moet jy weet, jy skuif jou geloof van die almagtige God na die duiwel wat die loser is. Jy begin glo die duiwel. Want hy sê vir jou, jy is goed genoeg. Die Here sê, ek verklaar jou regverdig. Nie op wat jy gedoen het nie, of nie gedoen het nie. Ek verklaar jou regverdig as gevolg van my seun, Jesus Christus. Wie is so? Daar is skoene in die voete, die goeie nuus van vrede, is geesgoed.
Ons wil nou op die aarde vrede hê en die VVO moet nou dinge doen en vrede bring en Trump moet vrede bring en ons moet op mekaar te skiet. Ag, Here, daar net vrede kom. Dis nie vrede nie, man, dis 'n vleesding. En die vlees begin en eindig in die vlees. Hierdie wat hy hiervan praat, evangelie van vrede, dis geesgoed. Dis iets wat in jou gees plaasvind, wat geen duiwel kan omkrap nie. Geen gebeurtenis in die vlees kan dit omkrap nie. Want hierdie is 'n vrede wat kom van die almagtige God. Die Bybel sê, dis God se vrede. As jy by my? Want dis sy wapen wapenuitrusting syne, so dan die vrede is God se vrede. So, sê vinnig net sê, as jy voel jou vrede gaan, dan moet jy begin worry, want God se vrede gaan nêrens nie. Dit bly, omdat hy God is. En hy's in jou. Hy bly in jou. Hy woon in jou. Sy vrede is in jou. Hier is die goeie nuus van vrede. Maar dit, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op. Waarmee jy die vuurige pile van die boos uitblus. Geloof is 'n geesding. Kom van God af. Hierdie geloof, want dit is sy wapenrusting. So die geloof moet sy wapenrusting wees. Dink net vir 'n oomblik. Gebruik jou eie brein, jy kan my nie los. Gebruik jou eie ding. As dit dan God se wapenrusting is, en een daarvan is geloof, beteken dit is God se geloof. Sien nog iets? Jy hoef my nie te glo nie, gelees net jou Bybel. Dis sy wapen. Here, geef my geloof. Weet jy wat, Boeta? As jy Jesus in jou het, jy het sy wapenrusting, dat jy nie geloof nodig, jy het God se geloof al daai oomblik binne in jou. Wie is nog hierso? Ek weet like jy daarvan onthou nie, want jy wil graag jou eie geloof hê. Ek wil graag opwen, jy wil iets doen, jy weet, so ek meer en beter kan glo. Maar as jy net begin glo, ek het sy wapenrusting, beteken die geloof wat ek het, is bonatuurlike geloof, dieselfde geloof waarmee hy gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig gewees. Ag, sies tog, jy hoef nie te glo nie. Party ouens met botox en skuif, wat ek sien net, fronse. As jy die woord glo, dit is wat ek nou maar doen, neem die helm van verlossing op. Swaard van die gees is die woord. Helm van verlossing, gaan waag aan die helm op jou kop. Dis hier wat jou kop jou nonsens vertel, dis hier wat hy wil regeer, dis hier wat hy, maar as jy die helm op het en sê, ek is verlos. Ons gaan net aan die tafel. Hierdie tafel sê vir jou, ek is verlos. Maar jy weet nie wat ek nog besig gesê. Ek vra nie wat jy mee besig gesê. God sê, ek is verlos. Dis hoekom ek die vyand kan oorwin. Want ek weet, ek word nie verlos nie. Ek is verlos. Is jy erbij? Die zwaard van die gees goed. Wat is die zwaard? Dis die woord van God. Ek het 'n vriend, sy kerk se naam was Spirit Word gewees, na aanleiding van hierdie goede. Die woord van God is die gees van God. Ek praat in die gees, ek praat dinge wat groot effek in die geesteswêreld het. Hy sê, terwyl julle met alle gebed, hy sê al die goed wat ons het, hy sê, maar nou terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees. En juist daartoe waak, met al volharding en smeking vir al die heiliges. Gaan hy so aan. Hy sluit af, hy sê, vers 23, verder, of vrede vir die broers en liefde, met geloof, van God die Vader en Here Jesus Christus. Kyk waarvanaf kom jou vrede, kyk waarvanaf kom jou liefde, kyk waarvanaf kom jou geloof, hy sê dit kom van God die Vader en Here Jesus Christus. Die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Amen. Het jy hom lief? Wie van julle is lief vir die Here? Ek sien. As jy lief vir die Here, dan sê hy vir ons hierdie woord. Die genade
bly met julle almal wat hom liefhet. Kerk van die Here, genade vir julle. Vrede vir ons God en Vader. Teenwoordigheid van die Here. Eindelijk word kragtig in die Here. Eindelijk wat hy sê in vers 1. Eindelijk, my broers en susters, word nou kragtig in die Here. Ek challenge jou om te besluit of jy aangaan soos jy altyd aangaan, of sê, ek kan kragtig wees in die Here, want ek het die wapentuig van God. Ek is 'n naappel van die Here. Ek volg hom. As net iets te aanbid wat my kop opkom, en in 'n stadium sê die disippels vir Here, selfs die duiwels was onderworpe, het geluister na ons. En hy sê, moenie bly wees die duiwels onderworpe is julle nie, maar wees bly dat julle name geskryf staan. Dan sê hy in die boek van die lewe, en hy sê, dat julle name in die hemele geskryf staan. Wees bly dat julle name in die hemele geskryf staan. Nou, dis nou maar my idee, my siening daarvan. Hoef nie jou te wees, net myne. Name in die hemel is soos hier neon signs, jy weet, bed and breakfast. Sunny sing vanaand hier. Hier is of aan 'n towenaar, wie kan jy dobbel, hy neon signs, maar ek noem het net, jy weet waarvan ek praat, ek glo, dit is dan geskryf in sy bloed, jou naam. So die ander ouens wat teen jou wil kom, die ander pere, gaan eers daar kyk. Hierdie ou se naam is Dries. A, B, C, D, Dries. Daar staan sy naam. Dis duidelik sigbaar. Jou naam is geskryf, want selfs die vyand dit sien. Jy hoef dit nie te glo nie, is wat ek glo. Daarom het ek die wapenrusting aan. En is daar geen duiwel wat iets aan my kan doen nie. Dus ek kom ons nie graag preek oor die duiwel nie, want wie praat nou oor die loser? Maar eintlik, my broeders en susters, wees kragtig in die Here. Weet? Rita sê hom nader. Eintlik sê, wees kragtig in die Here. Dan wees kragtig in die Here. Wees kragtig in die Here. Amen. Kom roer aan, wees kragtig in die Here. Wees kragtig in die Here. As julle by my, sal julle gou opstaan. Kom julle twee gou, kom gou, ek is haastig, ja. Kom gou, jy gaan nie daar staan. Kom dok aan, die staan daar. Ek gaan nou iets anders te doen, ek gaan aan terwyl ek bid, ek die woord gekry, ek gaan nou doen, en ek wil hier moet nou hoor, dis 'n profetiese handeling ding, en ek het nou vir hulle gesê, wees kragtig in die Here. Ek spreek oor die lewens, die krag van God, eintlik, wees kragtig in die Here. En die kerk het dit nodig, en dan wil ek julle 4. Kyk vinnig, as iemand sien, wat jy jou sien, stap soen toe, ek gaan sê vir hom, soos ek nou te hulle gemaak het, sit jou hand op. En jy geweet dat, dis 'n ander boodskap, maar as jy jou hande oplê en die Gees praat, gebeur daar 'n oordrag wat plaasvind. Ek wil jy enigeen te stap, en sit jou hand op en sê, wees kragtig in die Here. Sê, eintlik my broer, eintlik my suster, ons kan dalk nie by almal uitkom, maar sê vir iemand, wees kragtig in die Here. Sal julle, wees kragtig in die Here. Kom aan man. Wees kragtig, amen. Wees kragtig in die Here. Wees kragtig, kom aan. Kom kerk. Wees kragtig in die Here. Ek soek iemand uit, ek doen soms so in die loop. As ek my hand by jou lê, ek moet vir jou kwaad sê. Wees kragtig in die Here. Oud polisman, wees kragtig in die Here. Amen. Julle Oeganese, dis die regte plek nie. Wees kragtig in die Here, my broer. Kragtig in die Here. Julle gaan Januarie maand.
Henry, gee my jou hand. Wees kragtig in die Here. Ekskuus Henry, dis nie die krag van die Gees nie. Ek het hom omgetrek. Wees kragtig in die Here. Hey, kyk hierdie laaitjie. Hey, wees kragtig in die Here Jesus. Amen. Amen. As jy klas, hoef nie vir almal nie. En as jy julle hande op iemand gelê het, daai iemand kan weer op iemand anders se hand gaan lê en sê, wees kragtig. Wees kragtig. Ek glo, na waar gister gebid het, dat daar in die geesteswêreld vanoggend iets plaasvind in ouens se lewens. 'n Verandering kom, 'n vernuwing kom. En jy die heerlikheid van die Here gaan sien. Ons gaan nou aan hierdie tafel, hierdie pragtige tafel, my vrou die blomme gedoen. Ek het die blomme gepluk. Sy het dit gepak. En anders sissies het die brood gebring en die glasies vol gemaak. Hier's 'n klomp mense betrokke by hierdie tafel. Maar daar was net een man wat sy lewe gegee het. Die skrif sê, as ons in die tafel gaan, verkondig ons die dood van die Here. Ons moet tog nie by die dood stil staan nie, want die oomblik sy dood verkondig ek my lewe. Hy het gesterwe soos ek en jy ewig kan lewe. Is dit reg so? Wie is nog by my? Sê saam met my, dat ek ewig kan lewe. Hy gee sy liggaam en die bloed, hy sê, want hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. Sy liggaam vir ons gebreek, waar die bloed gevloei het. Hierdie liggaam bring onder andere vir my genesing tevoorskyn. En wanneer ek drink van die bloed, dan praat hy eerstens ook van vergifnis en vryspraak. As ek die tafel gaan en ek eet, dan onthou ek het die ewige lewe, omdat ek vry is, ek is vrygespreek, ek is vergewe vir ewig en altyd. En wanneer ek drink van daardie glas, hy praat van sy bloed, hy sê dit is 'n Nuwe Testament. Splinter Nuwe Testament. Sy sê aan my, dit is 'n Nuwe Testament. Paulus sê, die ou dinge het verbygaan. Kyk, let op, slaande ag, alles het nuut geword. Splinter. En die meeste mense weet dit nog nie. Die goeie nuus is, daar is 'n Nuwe Testament wat beter is as die Ou Testament. En party ou sê, ouwe broer, ek so lief die Ou Testament. En dis waar, dat ons goed daar leer, wat ons 'n nuwe sien, maar ek wil hê jy moet weet, daar is 'n Nuwe Testament, wat beter is as die ouwe. As julle by my? As iets graag daaroor wil sê, maar dit kon ons vir 'n ander dag sê, sal ek oor 'n ander dag op praat, maar ek wil hê jy moet weet, ek en jy gaan vandag aan die tafel. Dit het 'n reaksie in die geesteswêreld, en omdat ek ook gees is, 'n reaksie in my lewe, dit beklemtoon ek 'n nuwe skepsel. Soos hy opgestaan het in die dode, staan ek ook nou op. Ek is in 'n nuwe lewe, Christus se lewe, 'n Nuwe Testament het vir my aangebreek. Net vir ons die tafel gaan, ek wil hê jy moet weet, as jy vanoggend hier sit en jy het een of ander probleem, hierdie testament sluit jou in. Die skrif sê, ons is erfgename van God. Is jy daarby? Sê saam met erfgename van Piet de Pre. Nee. Sê, wie saam met ons is erfgename van God. My vraag is, glo jy dit? Jy moet jou, tot jy eendag doodgaan, want jy sien die ou wat moet, niemand erf by jou in elk geval nie. Christus het gesterwe. En hy het vir ons Nuwe Testament losgemaak. En hy sê vir jou, daar is dit. Sodat elke belofte in sy woord, in Christus, ja en amen is. So wat ons vir u gaan vra, om saam met ons die nagmaal te gebruik, gaan ons opkom, en ek wil nou sê, hoe kom ons hier naartoe? Jy kom kry vir jou broodjie, jy kry vir jou glasie, en dan staan ons hier teen die muur af, moet nie gaan sit nie. Dan so teen die muur afstaan, en dan wacht jy tot ons allemaal het, en dan gaan ons allemaal saam eet en drink.
As dit kom by die brood, jy hoef nie te sê inkie, pinkie, ponkie, ek wil daai ene hê nie, want party ons weet nie waar moet ek vat nie. En vier so met die hande hulle die mekaar. Vat enige een, As jy te groot is, sit een stuk in jou handsak en vat jou muis toe, of jou hemsak, whatever. Maar vat net een, gaan sit, kry vir jou glasie, staan hier langs die mure af, en dan eet en drink ons saam. Is jy reg daarvoor? Okay. So wat ons gaan maak, hoe ons het gemaak. My vrou wil hê ons moet graag het so maak. Ons begin hierdie ry heel agter en hierdie ry ook heel agter. En julle kom op en julle kom hier om en julle vat julle goede en loop hier af en gaan sit en julle kom van agter af en kom hier op en julle vat julle goed, julle loop hier om en julle gaan staan daar agter en julle staan agter totdat ons almal deur is. Is dit reg so? Julle ken al hoe ons dit doen, hè? Vat net iemand langs jou se hand. Aan die koning van die eeue, die onsterflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe al die eer, al die heerlikheid, tot in ewigheid. En as daar ouens is wat later op die video kyk, waar jy ook al is, gaan kry vir jou 'n glasie druiwesap. As jy een of ander wyn het, moenie bottel uitdrink nie, net 'n glasie is genoeg. 'n Stukkie brood, en dan eet jy en drink jy saam met ons aan die tafel van die Here. Verwag 'n wonderwerk in jou lewe. Amen. Baie dankie. Speel vir ons 'n stukkie musiek en begin julle gou daar agter kom op hier na toe. Moenie stadig wees, julle wie skaam te wees, kom net.
As hy. Het julle almal iets, 'n broodjie en 'n glasie. Julle hoor. Onthou as jy nou, dis geesgoed hier, ons moet die gees te doen. Vertrou God. Die gees van die Here hierdie goed ook in jou bedien, in jou binnemens. En weet as jy uitstap, ek is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Amen. As jy gereed is, kan jy maar eet en drink, asseblief. Baie dankie. Amen, dankie Here, hierdie is u liggaam Here, hierdie is die perfekte offer, die perfekte prys wat betaal is vir mensdom. En hierdie bloed wat ons silwer skoon was, sonder 'n rinkel of 'n gespot of vlek. Ons loof en ons prys U Here, hierdie tafel wat U vir ons gegee het, hierdie feestafel, hierdie oorwinningstafel, waarby ons 'n sitplek het wat U vir ons voorgesit het, hierdie feesmaal, Here, het staan vas, hierdie onwankelbare belofte in Christus Jesus. Here, dis omdat ons by die tafel sit, en dis omdat ons eet van hierdie tafel af, Here, dat ons weet alles is moontlik nou. Here, ons eet oorwinning, ons eet verlossing, ons neem dit in, ons maak dit deel van ons liggaam, dat dit inkom, kerk, dat dit deel wees van jou liggaam, nie uitloop en net nog 'n gebruik, 'n ritueel nie. Here, hierdie is waarheid, en ons staan op hierdie rots, en ons gebruik dit, en ons neem dit in, en ons oordink dit, en ons weef dit in ons diepste wese, U bloed en U liggaam. As gevolg van hierdie tafel is ons geseënd, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Dankie julle, blessings, vrede van die Here oor elke ene van julle wat hier staan, en sien ons mekaar volgende Sondagoggend weer 9:00. Amen en lekker dag.